En die tema vir die boodskap is Jesus Christus en die kruis. Mense, ek wil vanmôre vir julle sê, as jy op 'n plek beweeg waar jy voel dat jy meer nodig as net Jesus Christus, wil ek vanmôre vir julle sê, mis jy dit. Want as jy Jesus het, het jy alles wat jy nodig het. Amen. En dit is 'n feit so seker as wat ek vanmôre hier staan. En as jy aanbid by 'n plek waar daar nie gepraat word oor Jesus Christus en die kruis nie, gaan na 'n plek waar hulle praat oor Jesus en die kruis. Want dit is die Vader se hart. There is only one way to God, and that's through Jesus Christ, the Son of God. Amen. Kom ons lees vanmôre in Jesaja 43 vers 15, hy sê, ek is die Here, julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, wat in die see 'n weg en in die sterk waters 'n pad gemaak het, wat waans en perde, leermag en held laat uittrek het, tesame lê hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus soos 'n lampet uitgedoop. Mense, en hy praat hier van die Egiptenare, die magtigste leer, wat die Israeliete agtervolg het met 'n mandaat om hulle uit te wis. Nie om hulle terug te bring nie, om hulle dood te maak. Mense, en hulle het in die Rietsee en agter die Israeliete aangetrek. En daardie eensmagtige weermag is daar begrawe. Daardie waters het die watergraf geword van die Egiptenare. Luister verder, hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Mense, hoor vanmôre, hy praat hier nie van die wonderwerke wat God vir my en jou gedoen het nie. Hy praat van die goed wat in my en jou lewe plaasgevind het in die verlede, wat slegte goed was, wat nie van die Here was nie. Ek het mos daarmee gedeel, ek het mos daarmee klaar gemaak. Dit is verby. Ek het dit mos bely. Ek het dit vir die Here gegee. Hoekom staan ek dan nou nog op daardie plek, mense? It's time to stand up and walk out and take what God vir my en jou deur Jesus Christus voorberei het. Oorwinning. Amen. Mense, al daai goed het hy op hom geneem. En die dag toe ek en jy besef dat ons sondaars is en ons sonde bely het en die Here Jesus aangeneem het en hy ons skoon gewas het, daardie dag is daar eens en vir altyd met daardie ding gedeel. Ons gebruik soveel tyd op waardevolle tyd wat ek en jy op 'n plek sit waar ons al die goed bedink wat met my gebeur het, wat mense my aangedoen het. En in dit, maar ek my op 'n plek kry waar ek selfs begin dink oor die meeldraai stadig. Een of ander tyd gaan jy jou dag kry. Ja, daar gaan 'n dag kom wat jy die teëspoed wat jy my veroorsaak het, jou kant toe sal kom. Nee mense, dis nie God se hart nie. God se hart is dat ek en jy ons tyd sal spandeer aan om kwaliteit tyd in die teenwoordigheid van God te verkeer. Dis God se hart. Amen. It's time to stand up and walk out into the place that God prepared for us through Jesus Christ, the Son of God. Amen. Hy sê hierso, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Sê gou vir iemand langs jou, kyk, die Here gaan iets nuuts doen. En waarvan praat hy hier? Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Hierdie is 'n skadu. Mense, van wat gaan kom? Wat sou kom? Jesus Christus, die Seun van God, wat vir my en jou sou sterf, en deur hom, hy vir my en jou 'n weg oopgemaak het. Nie soos vir Israel deur die Rietsee nie, of vir Israel deur die Jordaan nie, maar vir my en jou 'n weg deur Jesus Christus, die Seun van God, sodat ons regmatige plek kan inneem, wat God vir ons voorberei deur hom. Amen. Praat ek vanmôre nonsens? As ek sê dat daar's nog mense
wat by gister en eergister vasgehaak het. Jy weet, toe die Here met die Israel gepraat het en gesê, vir Josua gesê, maak jou klaar en die volk, en trek deur die Jordaan en neem jou regmatige plek in, die land wat ek aan julle voorvaders beloof het. Mense, as hulle nie die woord by daad gevoeg het nie, dan het hulle nou nog daar gestaan. Maar ek wil vanmôre vir u sê, en dit is nou tyd dat ons wat nog vas staan in die dinge van die verlede, ons familie, ons volk sal vat en gereed maak en klaar maak en deur die Jordaan trek, deur Jesus Christus heen in die plek wat God vir my en my gesin voorberei het. Ons kan nie stil staan by die goed van gister en eergister. Wat hou jou terug? Dis die vraag wat die Here op my hart gelê het en ek het dit met pen op papier geskryf, mense. Wat hou jou terug? Mense, wat trek jou af? Wat het beheer in jou lewe? Ek wil vanmôre vir u sê, miskien is daar iets wat jy doen wat jy weet nie in die wil van die Here is nie, en hoor mooi. Ek sê nie dit is wat ons doen nie, maar daar's van ons wat partykeer op 'n plek sit, daar's goed waarmee ons besig hou, en ons weet dit gebruik die vyand om ons terug te hou, en ons laat dit toe. Mense, dit is tyd om dit wat God vir my en jou gedoen het, deur Jesus Christus, hy het vir ons redding bewerkstellig van daai ding, wat die vyand gebruik om my en jou vas te hou. Al is dit net iets wat seer is, as gevolg van iets wat gebeur het in die verlede. Ek wil vanmôre vir u sê, God het deur Jesus Christus dit moontlik gemaak om jou vanmôre aan te raak, jou volkome te genees, gees, siel en liggaam, sodat jy kan uitstap en intrek in dit wat God vir jou voorberei het. Louise, die Here is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Hoor vanmôre. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Ek sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise, want ek gee water in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Mense, deur Jesus Christus heen, toe ons hom aangeneem het, het ons seuns en dogters geword. Mense, is ons nie meer weeskinders nie, maar is ons seuns, mense, dogters, is ons deel van die familie van God, mense, ingesluit by elke belofte wat in die woord opgeskryf staan. Louise, doen jou guns. Is nou die laaste keer wat ek met jou praat. Vir die diens. Ek gaan nie nou sê hulle pik op jou. Maar luister nou. Kry vir jou 'n Bybel, 'n studiebybel, en dan begin jy om te studeer. Dan kyk jy elke belofte wat daarin opgeskryf is vir die volk van God. Dan highlight jy dit en jy maak dit jou eie. Want jy as dogter van God, hoor vanmôre, is ingesluit by elke belofte wat in die woord opgeskryf is, en ek is bewus van die teenwoordigheid van die Here, en dit geld vir jou Marie, dit geld vir Tannie Irene, dit geld vir elke een van ons wat vanmôre hier sit. Every single promise in the word of God is for you, my son and my daughter. Know that, say the Lord our God. It's vir jou. It's time. Weet jy, dit sou so great gewees het as almal wat in die gemeente is, nou hier was, om dit met elke een van julle te deel. Hoor vanmôre, God se hart. Wat hou jou terug? Wat hou jou vas op daai plek waar jy is? Kom ons kyk na Israel, die voorbeeld, as voorbeeld. Wat het hulle teruggehou en wat was die gevolg daarvan?
Mense, ek lees vir julle Numeri 13 vers 31 tot 33. Nou, 12 bespieders word uitgestuur. Mense, dit is voor Moses se dood. Hulle word uitgestuur en hulle moet gaan en hulle moet die beloofde land gaan verken en hulle moet gaan kyk wat daar aangaan en hulle sê vir hulle moet van daardie vrugte van daardie land vir hulle saambring. Mense, en daar staan geskryf dat hulle het 'n tros druiwe met 'n paal tussen twee persone laat hang. Een tros. Dis nie ons trossies wat ons vandag kry nie, wat in die druiwepeel is nie. Mense, dit is wat in die beloofde land was, wat God van gepraat het en wat wanneer hy praat, dan staan dit vas. Twee persone, een tros, wat aan 'n paal vasgemaak is, tussen hulle hang, en hulle het dit so gedra het. En hulle vat van daai tros, en hulle bring dit na hulle toe, maar ek wil hê jy moet hoor, wat was die verslag, wat hulle gebring het, vir Moses hulle. Dit was 'n negatiewe verslag. Ek wil vanmôre vir julle sê, wat hou jou terug? En as jy my antwoord, wat se verslag gaan jy vir my gee? Hoekom staan jy nog waar jy is? Hoekom het jy nog nie die beloofde land ingeneem, wat God vir jou voorberei deur Jesus Christus heen nie? Mense, hoor vanmôre, ja, maar jy verstaan nie, pastoor, ek wil hom nie vryspreek nie, want hy moet sy dag kry. Ek wil vanmôre vir sê, dis absoluut teen die woord van God. Jy moet daarmee deel en die enigste manier is om hom te vergewe en te vergeet, soos wat God jou vergewe het en vergeet het. En God te vertrou dat hy jou seer sal genees. En ek wil vanmôre vir sê, hy kan daardie seer genees in 'n oogwink, asof daar nooit 'n seer was nie. Inteendeel, ek wil vanmôre vir sê, daar sal nie eers 'n merk wees nie, 'n litteken van daardie seer. Dis wie God is, as jy hom toelaat om dit te doen. Mense, hulle verslag was negatief. Hy sê hierso in Numeri 13 vers 31 tot 33. Hy sê, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Hy sê daar in 32, so het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei, oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons kan nie teen hulle gaan veg nie, want hulle is sterker as ons, hulle is groot manne. Mense, hoor vanmôre, met Christus aan my kant, met God aan my kant, kan ek 'n bendestorm loop, kan ek oor 'n muur spring, en kan ek oorwinning kry. Inteendeel, die oorwinning is behaal. Ek hoef nie meer te vrees nie, want vrees hou ons vas. Vrees is soos 'n ankerpen van 'n sirkustent, wat die ou vyand kom, en hy slaan daai pen in, en dit beweeg, en dan kan jy nie beweeg nie, want hy is in beheer. Die vyand se agterend. Klaar, finies. Dit is tyd om daai pen uit te trek en te sê, Here, dit is nou klaar. Ek maak my volk, ek maak my reg gereed en my volk om deur die Jordaan te trek. Want ek wil vanmôre sê, as ma, as pa, sit ons, as ons op so 'n plek sit, mense vasgevang, geanker, die vyand het my daar vas, net daar waar ek is, ek kom nie deur nie, ek kry nie deurbrakke nie, dis die hele tyd net 'n gesukkel, en ek verstaan nie hoekom nie. Mense, dit is tyd dat jy besef, dat wanneer jy daar sit, het dit nie net in jou eie lewe impak nie, dit het in almal se lewe, wat naby aan jou is, ook 'n impak. Wil jy hulle daai? Is seker okay as jy daar wil wees, maar wil jy jou kinders daai? Nee, mense, ek wil my gesin klaarmaak, gereed maak, en dit gaan inneem, wat God vir my voorberei het. Ek kan in oorwinning wandel in elke area. It's time to stand up and walk out in what God prepared for us as children of God.
Amen. Hy sê, ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Anak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Mense, hoe weet hulle, hoe was hulle in die oë van die vyand? Is dit nie 'n negatiewe verslag nie? Ek wil vanmôre vir u sê, hoor vanmôre, hoe kyk jy na jouself vanmôre? Lyk jy vanmôre dalk soos 'n springkaan? Gewonder God praat met sy volk oor wurmpie. Want baie keer is die volk op 'n plek waar hulle dink hulle is soos wurmpies. Hoor, ek is 'n seun en dogter. Mense, ek kan vanmôre ek sit in koninklike plekke saam met Jesus Christus. En ek heers as 'n koning. Mense, oor dit wat God vir my gegee het, oor my as persoon. Hierdie liggaam het God vir my gegee en ek moet dit bestuur na die beste van my vermoë tot eer van sy naam. So daarom moet ek so nou en dan 'n bietjie oefen. En die liggaam in 'n goeie toestand hou. En ek moet seker maak dat ek die regte kos eet. Ek is nou klaar daarmee. Mense, dit is so belangrik dat ek en jy sal opstaan. Johan, hoeveel mense het jy in jou lewe gekry wat sit op 'n plek soos hierdie en dan is hulle kinders van die Here? Ja, Ries. Hoeveel? Is ek waar het moet wees? Nee. Here, wees my genadig en laat hierdie woord in my lewe 'n kragtige impak sal hê. Want die woord van God is kragtig. Mense, en as ek die woord van die Here vat en ek eer en respekteer het en ek pas dit toe in my lewe as 'n maatstaf, as 'n rigsnoer, mense, hoor mooi en ek leef dit in elke area van my lewe, dan sal ek geseënd wees in al my weë. Amen. Anja, hoor vanmôre. Mense, 'n negatiewe verslag. In Numeri 14 vers 28 tot vers 30. Dis die ander ding, voor ek aanbeweeg. Hulle het 'n negatiewe woord gaan versprei onder die volk. So hulle het dit nou hier vir al die leiers gesê, en wat doen hulle toe? Want hulle toe nou nie die impak gehad wat hulle wou gehad het nie. Nou gaan versprei hulle hierdie negatiewe woord onder die volk. Hulle loop van die een na die ander een en vertel vir hulle, hoe groot is hierdie manne? Ons lyk so sprinkane in ons eie oë en in hulle oë lyk ons ook so sprinkane. Mense, vandag nog gebeur dit. Mense wat loop en vertel onder ander Christene oor, jy weet, ons sal nêrens kom nie. Want dit en dit en dit en dit. Mense, hoor vanmôre, wie is jy in Christus? Maak dit vas en begin dit lewe en pas dit toe en kyk, jy sal sien dat jou spraak verander. Ek is nie 'n wurmpie nie. Ek is nie 'n springkaan nie. Mense, ek is 'n seun, 'n dogter. Ek is 'n reus in geloof, is wat toegerus is met die woord van God, wat kan gaan en die woord van God kan proklameer, sodat mense deur die woord aangeraak kan word, mense deur die woord geïmpakteer kan word, en mense se lewens verander kan word. Nie deur wat ek sê nie, maar deur wat die woord van God sê. Hoor vanmôre, ek en jy moet seker maak wat se woord ons versprei. Hierdie siekte van my. Mense siekte was nog nooit jou eiendom nie. En solank as wat dit jou eiendom bly, volgens jou, gaan daai siekte seevier. Daarom moet ek en jy op daai plek kom waar ons dit wat Jesus accomplished het on the cross. Mense, we must take it up. Ons moet onsself bekleed met dit wat God op die kruis vir ons bewerkstellig het. Hy het vir ons oorwinning, verlossing. Mense, hoor vanmôre, ek hoef nie in gevangenis
burgerskap te sit nie. Ja, maar jy verstaan die pastoor, as ek by daai borrelstoer verbygaan, dan wys hy vir my soos iemand wat sê, as ek daai seistoggies sien. Dis net 'n grappie. Mense hoor vanmôre, toe maar, daai seistoggies is so lekker. Glo my, as die tannie dit koop en dit staan op die kas, gaan dit klaar raak. Was ek 'n roppie. Maar hoor vanmôre, mense, dan sê die man vir my, as ek by daai borrelstoer verbyry, dan wys hy vir my, kom hier. En as ek my kry, dan gaan ek so toe en ek gaan koop vir my nog een en ek gaan drink. Mense hoor vanmôre. Nee, in Christus kan ek, as ek dit glo wat God vir my gedoen het deur Christus Jesus, my eie maak en opstaan en in sy oorwinning, dit wat hy bewerkstellig het, my daarmee bekleer. Dan wil ek vanmôre vir julle sê, sal daai ding, kan hy maar vir jou vinger wys hoeveel jy wil, soveel hy wil. Jy sal deur die krag van God wat in jou is, die Heilige Gees wat jou die vermoë gee, elke keer kan sê, nee. Wyk Satan, jy het geen reg, geen mag, geen krag, jy is ontkleed van dit. Jy staan naak voor God, mense, die vyand het geen reg om in jou lewe te mors. Niks. Hy sê hierso in Numeri 14 vers 28, sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê. Mense, dit is nou die gevolg van wat hulle gesê het, wat die volk gesê het. En daarom wil ek vanmôre vir sê, pas op oor die goed wat jy oor jouself spreek. Want daai goed wat jy oor jouself spreek, is die goed wat op die einde van die dag die impak in jou lewe kan hê, wat maak dat dit wat jy na jou toe getrek het, jou eie word, deur jou woorde wat jy spreek. Jy weet, partykeer hoor ons, ek sit by die dokter, hy sê vir my, ek het al die toetse gedoen, meneer, ons moet nou seker maak, ek gaan jou nou na 'n spesialist toe stuur, jy het kanker. Ek gaan jou nou na 'n spesialist toe stuur. Nee? En dat ons seker maak, wat se tipe kanker en waar is dit oral en al hierdie dinge. Nou gaan ek daarvan af weg, en ek gaan sit in my hoekie en ek kry myself jammer, want ek het kanker. En nou sê ek vir almal, ek het kanker. En ja, en wat alles daarmee gepaard gaan. Mense, ek wil vanmôre vir sê, ek het nog nie eens gehoor of dit werklik so is nie. Dis nog nie vasgemaak nie, en dan vat ek dit. Nee, mense, hoor vanmôre, dit is in elk geval nie jou kanker nie. Yes, dit maak my ding is in. Wanneer ek kan Frannie op 'n plek kom en mense vra vir my, hoe gaan dit met Frannie? Hoe gaan dit met haar kanker? Ja, hulle vra vir jou sulke goed. Hulle vra vir haar, hoe gaan dit met jou kanker? Sommige so in die gesig. Wat 'n kanker? Sy is genees. Sy is gesond. Ja, maar Chris, kyk hoe maar is dit. Nee, my vrou lyk goed. Sy lyk goed. Mense, want sy kyk na haar liggaam. Sy doen alles in haar vermoë om goed te lyk en om goed te voel. Mense, sy doen dit wat God se woord aan ons voorhou. En daarom pluk sy die vrug daarvan. En sy die Here vertrou vir genesing en God het haar genees en het haar volkome genees. Want God doen nie 'n halwe werkie, Tanya Eirie. Jy kan getuig. Ons moet pas op. Hy sê, in hierdie selfde woestyn sal die lyke bly lê. Mense, dit was die gevolg van hulle negatiewe verslag. Die feit dat hulle gesê het, hulle het in opstand gekom teen God, mense. Hoor, kom voor ek daar verder lees, laat ek Eksodus 14 lees, vers 11. Hy sê, het u omdat daar in Egipte, dis nou die volk wat praat, glad geen grafte, daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om ons in die woestyn te sterwe, wat u
ons nou aangedoen? Wat het U ons nou aangedoen? Sorry. Hy sê in Numeri 14 vers 2, as ons maar in Egipte gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. Mense, pas op vir jou woorde. Hulle sê, hulle is hier op by die Rietsee. Die Egiptenare is op pad. Die see is voor hulle. Hulle weet nie waarheen om te gaan nie. Hulle is gevul met vrees. Hierdie mense gaan ons doodmaak. En nou gooi hulle klippe in die gees. En hulle sê vir die Here, Here, hoekom het U ons daar weggeneem? Is daar nie genoeg grafte is nie? Hoekom het U ons hiernatoe gebring dat hulle ons hier begrawe? So hulle sien al klaar hulle gaan sterf. Ronnie, die dokter sê ek het kanker. Maar hoor my hart vandag, ek weet nie. Ek weet dit. En as dit in my liggaam is, ek dank die Here dit verdroog in die naam van Jesus en ek is volkome genees. Ek eer die Here daarvoor. Ek gaan nie nou begin en sê, Here, wil U my nou doodmaak nie of wat nie. Ja, daai tyd staan ek voor die spieël en sê, Here, hoekom het hierdie oor ons gekom? Hoekom? Ek huil, ek is plat in die grond, maar ek weet nie wat, daai tyd nie geweet wat ek nou weet nie. Ek wil vandag vir U sê, in Christus is daar geen kanker wat oor my kan feesvier nie. Amen. Geen. Want al sterwe ek, sal ek lewe. Hoor vanmôre, omdat ek in Jesus Christus glo, omdat ek in Jesus glo, sal ek lewe, al sterwe ek. En daarvoor eer ek die Here, en gee ek hom al die lof tot in alle ewigheid. Mense, pas op vir jou woorde. Nie een van julle sal die land betree, wat ek met 'n eed aan julle as woonplek beloof het nie, behalwe Caleb en seun van Jefune, en Josua seun van Nun, maar julle lyke sal in die woestyn bly, lê. Onthou hy daar gesê, so sê vir hulle, so seker as ek leef, en dis God wat praat, sê die Here, ek sal met julle maak, soos julle gesê het. Hierdie woestyn sal julle graf word. Almal. En dan sê hy, julle kinders sal 40 jaar lank in die woestyn rondtrek. Hulle sal die gevolge van julle ontrou moet dra, totdat julle almal se lyke in die woestyn lê. Julle het die land 40 dae lank verken. Julle sal 40 jaar, 1 jaar vir elke dag wat julle verkenningswerk gaan doen het. 40 dae in die beloofde land verkenning gedoen. Vir 40 jaar sal julle in die woestyn rondtrek. Dan sal julle besef wat dit beteken om my teen julle te hê. Mense, hoor vanmôre. Pas op jou woorde. Pas op wat jy spreek. Dank die Here, ons is nie meer in daai tyd nie. Ons is onder die genade van die Here Jesus Christus, die Seun van God. En omdat ons onder die genade is, dank ek die Here dat ons kan maar weet, ons gaan nie vir 40 jaar in die woestyn bly omdat God ons straf nie. As ek vir 40 jaar in die woestyn bly, hoor gou, is dit omdat ek so besluit het. Die keuses wat ek maak, hoe lank gaan ek nog bly waar ek is? Hoe lank gaan hierdie ding waarin ek vasgevang is, nog heers in my lewe? Mense, jy bepaal, nie God nie, jy bepaal hoe lank daai ding jou gaan vashou. Dries, gaan jy 40 jaar daar bly? Of is dit nou tyd om op te staan? Ek meen, daar's my familie, my ouma, my tannie, wat kwaad was vir mekaar. Vir 10 jaar lank praat sy nie met haar dogter nie, en sy praat nie met haar ma nie. 10 jaar lank. Mense, wie dit oor hulle gebring? Hulle self. Hulle het vir 10 jaar lank op die plek gesit waar hulle was, totdat my ouma begrawe is, en hoor vanmôre. Dit was nie omdat God hulle daar gebring het nie, of dit oor hulle gebring het nie, dit was omdat hulle besluit het, hulle gaan mekaar nie vergewe nie, en kwaad bly vir mekaar. Maar dank die Here, mense, hoor vanmôre, ek en jy kan deur die Here vanmôre, net daar waar ons is, mense wat luister, mense wat kyk, mense wat vanmôre hier sit, hoor vanmôre,
Ek bepaal hoe lank ek op die plek gaan sit waar ek is. As ek in gevangenskap is, sê jy gebruik 'n afhanklikheidsstof. En jy wil daarmee breek. En jy bly op daai plek vasgevang. Dit sal my nooit los nie. Ek het net gister weer gehoor iemand sê, dit sal my nooit los nie. Wat 'n flip! Jong mens dan. Waar het jy dit in jou lewe gesien? Dat dop my kan vashou. Dat 'n sigaret my kan vashou. Drugs my kan vashou. Pornografie my kan vashou. Waar het jy dit gehoor? Ek wil vanmôre vir u sê, die enigste manier wat dit kan gebeur, dat ek nie daar vanaf trek en daarmee klaarmaak nie, is ek besluit. Ek bly net daar. Jy kan onmiddellik, wanneer jy tot die besef kom, wat ek vertrou God se woord vanmôre in ons harte, dat dit die kol sal trek, dat ek sal weet, ek hoef nie op hierdie plek vasgevang te sit nie. Ek kan vanoggend hiermee breek en daarmee klaarmaak en sê, Here, dankie vir u verlossingswerk op die kruis en ek stap vanmôre in daardie oorwinning uit wat Jesus behaal het en deur dit, dankie dat u my totaal vrymaak. Die krag van God, mense my vrymaak. Op daardie oomblik, dan stap ek uit. Nie op droë grond deur die see nie, of op droë grond deur die Jordaan nie, maar deur Jesus Christus en sy bloed in die oorwinning wat God behaal het. Nou wat Jesus behaal het op die kruis. Mense hoor vanmôre. Hierdie val net in my hart en hiermee gaan ek klaarmaak. Natasha verkoop haar huis. Anel is die agent. Anel reële afsprake kom, ek kyk na die huis, baie in my skip met die huis, is 'n pragtige plek. En ek besluit, ek gaan die huis koop. En toe ons die kontrak moet teken, sê die agent vir my, ek moet net kyk, daar's 'n klousule wat sy ingebring het. Sê nou maar, dis haar huis wat sy verkoop. Sy het 'n klousule ingebring, en ek moet net daarby parafeer, as ek dan nog sou die huis wil koop. Wat sê dat as ek die huis koop, sy die eienaar bly van die spyker wat teen die muur is in die sitkamer. Daar's net een spyker. En daai spyker, dit bly haar eiendom. Nou wat kan ek met haar eiendom maak wat ek wil? Nee. Nou wat doen ek? Ek teken die kontrak, parafeer daar, sê ek is reg, ek koop jou huis. En nou kom sy hier by die 15de by my, klop aan die deur, sy wil net haar spyker gebruik. En sy hang 'n stuk styf daar. Teen die muur. Toef. En daai ding hang daar. Ek kan hom nie afvang nie. En hy begin nader aan vrot, want dit raak nou al hier by 6de dag. En nader aan is ons hier by die 30ste, by die 1ste. Hier kom ons by die 15de, die goed drup, ons stel net op, dit vrot. Daai stuk vrotvleis het 'n invloed in my hele huis. Daai reuk vul elke kamer, vul elke plek. Mense luister. En hier klop sy weer, die 15de. En sy sê sy wil net haar spyker gebruik. En die hang sy weer 'n stuk vleis. Kan nie, want sy is die eienaar. Maar luister nou, besef julle, wat is besig om te gebeur? Ek is bitter spyt ek in die huis gekoop. Maar wat nou gebeur in die gees? Toe ek besef ek is 'n sondaar, toe neem ek die Here Jesus aan en ek nooi hom, hy word nou die eienaar van my, van hierdie huis. Hy kom woon in my deur sy gees. Maar nou is daar spykers, 'n spyker, maar party van ons het 'n paar spykers, wat hier in die huis in die muur gekap is. Nou daai spykers noem ek, dis daai goed, toe ek die Here Jesus aangeneem het, om my verlosser te word, om die eienaar, die koning te wees van my lewe, né? Daai spykers
is daai goed wat ek nog nie kan laat gaan nie. Om vergewensgesindheid. Nee, ek sal nie vergewe nie. Daai man sal nog sy dag kry. Ek sal dit sien. Met my eie 2 oë. Nee. Dis nie van die Here nie. Mense, ander spyker. Pornografie, drugs, noem dit. Mense drank, rook. En ek sê nie dis sonde nie. Maar hoor vir my, hoeveel manne het jy al gehoor, vroue wat sê, ek wil nie rook nie, want ek besoedel my liggaam. Maar ek kry dit nie reg nie. Wat sê dit? Daai sigaret, heers, daai nikotien, heers in my lewe. Dit heers oor my lewe en nie die Here nie. En dis sonde. Nie die sigaret nie. Net dat ek afhanklik is van daardie nikotien. Dis 'n sonde. Want dis God wat moet heers in my lewe. Nou, die duiwel kom nie net 1 keer 'n maand nie. En hy hang nie net vars vleis nie. Hy hang 'n vrot stuk vleis. Van die begin af stink dit. En daai ding wat ek nie kan los nie, wat ek sê, ja, hy kan my nie los nie. Daar is nie so iets nie. Hoor vanmôre, daar's niks wat jou kan vashou nie, behalwe jy, wat toelaat, dat wat ook al dit is, nog heers in jou lewe. Amen. So, wat sê ek vanmôre? Wil jy vanmôre deurbraak hê in jou lewe? Daai areas wat jy nog koester, wat jy nie vir die Here gegee het nie, wat nog lekker is. Nee, Here. Wie gaan weet? God weet. God weet. Maak nie saak wat mense sê nie, maak saak wat God sê. Of wat sê hy? Amen. Swaar. So, mense, wat moet ek doen? Ek moet by die Here se voete gaan sit. En ek moet 'n hamer vat met 'n oorhamer. Weet jy hoe lyk 'n oorhamer? Dis daai ding wat jy kom so onder die kop van die spyker in en dan trek jy hulle uit. Jy bid en jy vra God en die Here kom met sy teenwoordigheid en hy haal daai spykers uit en hy maak dit gesond en hy maak jou vry en hy maak jou heel. En soos wat jy deur dit gaan, mense, kom die Here en hy bevry jou van elke ding wat jy gedink het jou vashou. Want dit hou jou nie vas nie. Dis jy wat toelaat dat dit in jou lewe heers. Amen. Sodat jou hele wese jy vrede kan beleef in elke area van jou lewe. Mense, die boodskap van vanmôre. As ek en jy op 'n plek is waar ons nog vasgevang is, hoor gegaan. God se hart is dat ons dit dat ons daarmee moet klaarmaak. Hoe gaan ons daarmee klaarmaak? Kom ek lees dit vir julle. Romeine 13 vers 14. En ek gaan dit in so 'n paar vertalings lees en dan is dit klaar. Moenie worry nie. Hy sê hierso in vers 14: Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. En dan sê hy, nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig. Daai goed wat ons nie kan laat gaan nie, wat ons aan vashou. Mense, dis hoe jy daarvan vrykom. Hy sê in die King James, hy sê, but put ye on the Lord Jesus Christ, avail yourself of all that Christ has accomplished at the cross, which is available to all believers. Not only for me, dis vir jou ook. Vir elke een van ons. Sê gou vir iemand langs jou, is vir jou ook. Alles wat Jesus behaal het op die kruis. Elke ding. Hy sê, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Faith in the cross will give the Holy Spirit latitude. Dit sal hom toestemming gee within our lives, which alone can give us victory over the flesh. Mense, die gees van die Here, die krag van God wat in ons is, wat by ons is, wat met ons is, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het.
is wat my en jou die vermoë gee. Net die feit dat dit gee hom toestemming. Die oomblik wat ek en jy ons bekleed met Jesus Christus en dit wat hy op die kruis behaal het, gee die Heilige Gees toestemming om kragtig in my en jou lewe te werk, om in oorwinning te wandel in elke area van ons lewe. Dis die boodskap. Mense, kom ons sluit ons oop. Is daar iemand wat vanmôre sê daar's goed wat ek nie wil maak? Ek wil klaarmaak. Tot hiertoe en nie verder nie. En ek vertrou die Here, dat die Here vanmôre bonatuurlik by my stil staan. Ja, ek kies vanmôre om klaar te maak en om Jesus Christus en alles wat hy vir my behaal het op die kruis, my daarmee te bekleed. Here, U vat beheer. As daar van ons is wat vanmôre sê, ek wil nie meer hierdie ding in my lewe toelaat nie. Steek my net jou hand op. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ek gaan nie vir jou vra om vorentoe te kom, maar ek gaan vra dat ons almal staan. En dan gaan ek bid. Here, dankie vir elke een wat vanmôre sy hand opgesteek het. Wat vanmôre sê, Here, ek wil klaarmaak met hierdie goed. Here, vir te lank het die vyand met my gemors. En Here, ek wil hierdie area vanmôre aan U toevertrou. En ek bid, Here, dat U deur U Gees my die vermoë sal gee om in oorwinning aan die ander kant uit te stap. En dit wat U vir my bewerkstellig het, uit te leef. Elke area van my lewe. Bid dit in Jesus naam. Here, dankie vir die krag van die bloed, wat vanmôre bonatuurlik, elke een, Here, skoon was. Here, geen skuldgevoelens. Here, daar waar ons moet vryspreek. Here, waar ons moet vergewe. Here, ons kies vanmôre, vergewe. Ons vergewe elke een wat teen ons gesondig het. Here, wat ons seer gemaak het. Father, and we choose to let go of it. Dis klaar, is afgehandel. Here, dankie vir bonatuurlike deurbrake. En dankie dat U ons volkome herstel. Is my gebed in Jesus naam. Ons eer U daarvoor en ons gee U al die lof tot in alle ewigheid. Here, ons kies vanmôre om elke spyker uit te trek en dit weg te gooi. Die vyand het geen reg, geen mag, geen krag. Dankie Here dat U woord sê dat wanneer die vyand kom, omdat ek my aan U onderwerp het, ek op teë kan staan en hy sal van my af wegvlug. Here, dankie, alles moontlik gemaak deur die krag van God, die Gees van die Here wat in ons is, wat ons die vermoë gee. Here, ons dankie daarvoor. Vader, soos wat ons hier staan, lei ons en rig ons deur die woord, deur die Gees, in elke opsig, wat net U alleen kan. In hierdie week wat voorlê. Vader, dat ons lewende getuies sal wees van U groot genade en U groot liefde, is my gebed. My gebed is, Vader, beskerm elkeen, bewaar elkeen en bring ons weer op die bestemde tyd by mekaar. En mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen. Dankie Here. God is good.